Goeiedag, ek is Bianca en ek is saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag kyk ons na Eksodus 40 en ons sluit ook af met hierdie boek. In die eerste 2 verse word daar gepraat van die eerste dag van die eerste maand en dit dui dat dit 1 jaar was sedert Israel uit Egipte getrek het. Ongelukkig, en dit is eintlik baie hartseer om daaraan te dink, is daar sommige Christene wat nooit verder groei as hulle eerste ervaring saam met God nie. Daarom dink ek dit is so gepas om die verloop van tyd te gebruik om te sien hoe ver ons saam met God gekom het. Wanneer ons verder kyk na verse 6 tot 11, word daar aan Moses beveel hoe om die items in die voorhof te rangskik. Verder in verse 12 tot 16 is die salwing van Aaron en sy seuns om as priesters te dien. Verse 17 tot 19 verduidelik hoe die tent van die samekoms opgerig word. Daarna word die verbondsark in die allerheiligste geplaas en ons sien dit in verse 20 tot 21. Ek lees vir ons vers 30. Daarna het hy die waskoms tussen die tabernakel en die altaar neergesit en het vol water gemaak sodat die priesters hulle daar kon was. Hierdie vers beskryf die priesterlike gebruik van die waskoms. Ons kan daarom sien dat hulle nie hulle dienste kon verrig sonder 'n rituele reiniging nie. Daarom kan ons dus sê, God wil diens hê vanuit reine hande en voete. En daardie gehoorsaamheid, die rituele reiniging, moes volledig en presies gewees het. Hierdie herinner ons dat goddelike werk altyd met goddelike orde gedoen moet word. Vers 33 vertel dat Moses die werk voltooi het. Die voltooiing van die tabernakel wys op 'n uitbeelding van 'n hemelse werklikheid. Ons kan in Openbaring 4 vers 1 tot 6 sien dat die verbondsark, die kandelare en die waskoms ooreenstem met hemelse werklikhede. Openbaring 8 vers 2 tot 4 word die wierookaltaar genoem. In ander boeke van die Bybel, onder andere Jesaja 6 vers 1 tot 7, word die tempelstruktuur weer geïmpliseer. In Hebreërs 9 vers 23 tot 24 verduidelik dit dat Jesus die hemelse heiligdom binne gegaan het om die versoening vir ons sondes te bring. Verder in Eksodus 40 sien ons dat die teenwoordigheid van die Here na die tabernakel toegekom het. Die wolk wat die tent bedek het in vers 34 wys dat God tevrede was met Israel se gehoorsaamheid. Nie omdat dit sy mag oor hulle bewys het nie, maar omdat dit gewys het dat hulle werklik in hom geglo het en liefgehad het. God se heerlikheid word dus nie deur gehoorsaamheid verdien nie, maar gehoorsaamheid verwelkom dit. Vandag geld hierdie beginsel steeds. Ons verdien nie verlossing nie, en God het ons nie meer lief wanneer ons gehoorsaam is nie. Maar wanneer ons in sy lig en waarheid wandel, bring dit seën. Die wolk wat opgetrek het by die tabernakel, wys dat God se teenwoordigheid steeds by Israel was, ongeag die sondes wat hulle al getref het in daardie tyd. Die boek Eksodus eindig met hoop en vertroue in God. Al was Israel in 'n dorre woestyn met vyande en hulle eie swakhede, was God steeds met hulle. Mag ons dit onthou in ons eie lewens vandag, dat God altyd met ons is, selfs al is ons in die woestyn. Mag jy 'n geseënde dag verder hê.